Is dit moontlik dat 'n mens kan verander? Dink jy 'n selfgesentreerde persoon kan 'n ander gesentreerde persoon word? Dink jy dat 'n hoogmoedige mens 'n nederige mens kan word of 'n synige mens 'n vrygewige mens kan word? Ons kan. Ons kan verander en daarom is die uitnodiging om nie moedeloos te raak nie om moed op te gee nie, te sê, ag nee, wat ek gaan nooit verander nie, of moed op te gee op iemand anders nie. Die wonderlike goeie nuus is dat die Heilige Gees alles kan verander. Paulus skryf, omdat ek weet dat ek ook deel is van die splinternuwe era van die Heilige Gees, die era wat vir altyd sal aanhou, kry niks my onder nie. Gelukkig hoef ek nie soos Moses 'n sluier oor my gesig te trek nie. Julle onthou mos dat hy 'n sluier oor sy gesig gesit het, sodat die Israeliete nie kon sien hoe die glans op sy gesig verdwyn nadat hy die wet ontvang het nie. Maar hulle was blind vir dit wat God doen. Tot vandag toe gaan dit so met hulle. Wanneer die Israeliete na die wet van Moses luister, daar waar hulle bymekaar gekom om God te dien, begryp hulle steeds nie waaroor dit gaan nie. Daar hang nou nog 'n sluier oor hulle gesig. Want net Christus kan dit wegvat. En dit is tragies dat die Israeliete tot vandag toe na die wet van Moses luister, sonder dat hulle regtig God se werk verstaan. So ek sê weer, wanneer hulle tot die Here bekeer, word hierdie sluier voor hulle gesig weggevat. Dan begryp hulle wie die Here regtig is. Die Here is Gees. Hy is 'n lewende werklikheid. En nie maar net iemand wie se naam in 'n wetboek geskryf staan nie. Oral waar die Gees van die Here aan die werk is, word mense regtig vrygemaak. Almal wat glo is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats, sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. En hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self, hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. Nou verlede jaar het ek een van daardie ronde speeltjies wat altyd op my ma se bedkassie gestaan het gekoop. Ek weet nie of jy jou ma so een gehad het nie. Ek het gedink dit was die beste en toe die slegste aankoop wat ek nog ooit gemaak het, want aan die een kant van die spieël lyk ek vir myself baie mooi. Maar as jy hom omdraai en aan die ander kant kyk, dan verander die spieël in 'n vergrootglas en oor die pyn om alles te konfronteer wat onaantreklik is. Nou, ek kon hierdie spieël op 'n hoë rak gesit het en nooit daarin gekyk het nie. Maar hierdie spieël laat my toe om die waarheid oor myself te sien. Paulus praat met gelowiges en hy deel die beeld van ons weerkaatsing soos in 'n spieël. Wanneer ons na die woord toe kom, wanneer ons na die Here toe kom, wanneer ons na Jesus toe kom. En baie keer wat ons van onsself dan sien, is nie vir ons mooi nie. En ons probeer dit met sluiers toemaak. Sluiers om ons gebrokenheid of ons omstandighede, ons sonde, ons onkunde weg te steek. Maar hier's die ding, die oomblik as ek die sluier opsit by die Here, as ek my gesig bedek, sê Paulus, kan die spieël nie meer sy werk doen nie. Want 'n sluier verander die prentjie en maak my mooier as wat ek is. En dan dink ek sou oukei, dat ek niks nodig het nie, dat ek niks hoef te verander nie. Maar hy sê dit hoef nie so te wees nie, want die Here het 'n plan en 'n idee oor wie ons is en hoe ons kan leef saam met hom. En ons hoef nie met gremering te bedek of beeldbestuur by hom te doen nie. Ons kan alles van onsself bring, sodat die Heilige Gees ons kan vorm, kan transformeer, dat ons meer en meer die beeld van Jesus in die weerkaatsing sien. En hy gee vir ons 3 uitnodigings op hierdie reis na formasie. Die eerste is om te aanskou.
Paulus sê in vers 18 in die ou vertaling, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Nou hierdie is 'n baie belangrike woord, aanskou. Meer as 1300 keer kom dit in die Bybel voor. En dit beteken om te kyk, maar aanhoudend te kyk. Om te aanskou is om te kyk met 'n intensie en met 'n verwagting dat daar iets verskuil is in dit waarna ek kyk, wat ek dalk nie nou van bewus is nie, maar wat na vore sal kom as ek net aanhou kyk. Nou in die Ou Testament het Moses net gedeeltelik God se heerlikheid op die berg aanskou, gesien. En sy gesig het gestraal. Maar hy het gevoel hy moes sy gesig versleier om te keer dat mense sien dat die glans verdof. Maar Jesus Christus, deur hom, word al ons sluiers weggeneem. Word die glans vir ons gegee wat nie kan wegraak nie. En hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om hom te weerkaats. Word ons van gedaante verander en beleef ons hoe sy gees diep in ons begin werk. Hy doen 'n diep, aanhoudende, transformerende werk. En hier is die ding, alles wat jy van die Here moet weet, is in Jesus opgesluit. As jy hom aanskou, gaan jy sien al die skoonheid van sy karakter, al sy eienskappe wat oordraagbaar en onoordraagbaar is, al sy liefde en lojaliteit en barmhartigheid en genade en krag en wysheid, al sy deernis en simpatie en sorg, al sy vermoë om alles te voorsien wat ons ooit kan nodig kry. Alle dinge wat ons nodig het om ons te red, alle dinge wat nodig is om ons te bemagtig, alle dinge wat nodig is om ons te troos, alles wat nodig is om ons toe te rus, en alles wat nodig is om ons te verander, is in Jesus Christus opgesluit. Ken jy hom? Het jy hom al bestudeer? Het jy hom al aanskou, gekyk en weer gekyk hoe hy lewe, hoe hy dink, hoe hy voel? Want wanneer ons hom begin volg, verander alles. Ons sien dit keer op keer, 'n tollenaar Matteus word 'n disipel. 'n sekswerker word 'n geliefde volgeling. 'n verraaier Petrus word 'n rots in die kerk. 'n moordenaar Paulus word 'n sendeling wat meer as die helfte Nuwe Testament neerpen. Jesus Christus verander lewens. Sy gees kom en bring innerlike verandering. Hoe meer ons met hom leef, hoe meer ons hom aanskou en hoe meer ons hom volg. Maar wanneer ons praat oor hierdie innerlike verandering, hierdie innerlike transformasie, moet ons verstaan, dit is nie 'n doen dit self werk nie. Dis nie 'n selfverbeteringsskema nie, dis nie 'n selfhelpprogram nie, dit gaan ook nie oor ons wilskrag nie. Dit gaan nie daaroor om harder te probeer nie. Nee, ons praat hier oor iets wat die Heilige Gees in ons doen. Ons praat van 'n binnewerk van die Heilige Gees wat kom en soos ons lewens oopstel, beskikbaar stel aan hom, begin hy geleidelik, stadig, diep, organies ons lewens verander van binne na buite. Al wat ons moet doen is eenvoudig ons lewens eerlik na die Gees toe bring, eerlik in die spieël kyk. En ons moet werklik erken wie ons is, wanneer ons na die Gees toe kom. Dis die tweede uitnodiging, is om te erken, en dit beteken, ek word bewus, en ek erken die vlees in my lewe, die onaantreklike, die dele van my lewe wat ek dikwels versluier. En ons het 'n uitdaging om hierdie goed in ons lewe te erken, in ons eie lewe. Dis snaaks, nee. Ons het 'n gawe om dit in almal anders se lewe raak te sien, maar ons sukkel om dit in ons eie lewe te sien.
Jy sien, die werk van die Heilige Gees is dat hy kom en hy oortuig ons van hierdie dinge in ons lewe wat ons probeer versluier, wat ons probeer wegsteek. En nooi ons om hy sluier af te haal sodat ons vry kan word. Paulus sê dit is sy werk. En ons praat baie keer oor om sensitief te wees vir die Heilige Gees wanneer ons dink oor die dinge wat God deur ons wil doen. Maar hier is die grootste ding wat hy in jou wil doen en wat hy met jou wil doen. Hy wil jou vrymaak. Hy wil jou vrymaak. En deur die proses van formasie loop ek na vryheid toe. En die vraag is nie of jy geestelik gevorm gaan word nie, die vraag is deur wie of wat sal jy gevorm word? Want baie keer wanneer ons nie die vlees erken in ons lewe nie, die sluiers erken in ons lewe nie, lei dit na chaos in ons lewe. En wanneer ons in die chaos bly, en nie dit na God kan bring nie, kan daardie chaos ons vorm. Dit kan ons transformasie bepaal. Dit kan ons tot op 'n punt bring waar ons dink ons chaos diskwalifiseer ons by die Heilige Gees. Maar een van my gunsteling beelde van die werk van die Gees vind ons in Genesis hoofstuk 1, reg in die begin. Ons sien hoe die Gees van God en die woord van God saamwerk om skoonheid en betekenis te vorm uit die chaos. Uit die chaos. Die skrif sê hy het gesweef oor die chaos en hulle skep daaruit. Ja, ek was nou die dag met 'n jong ma en sy 3 kinders, sy's op haar eie, sy werk van die huis af, sy onderhou die huis en sy sê vir my, chaos is die nuwe normaal in my lewe. En ek dink dit is vir baie van ons so. Soms is ons chaos intern. Ons sukkel met 'n hele klomp chaotiese gevoelens, begeertes, verlangens. Soms is die chaos in ons verhoudings en baie dikwels in ons naaste verhoudings. Soms het ons die chaos van verslawing in ons lewens, die chaos van siekte en pyn. Ons woon in 'n land wat dikwels baie chaoties is. Maar die wonderlike goeie nuus is dit. Die Gees van God sweef oor chaos en wil iets moois uit die chaos bring, iets wat vorm het, iets wat betekenis het. En soos ons lewens oopstel vir die Gees van God, en soos ons die chaos van ons lewe erken en deel met hom, begin hy kom werk en begin ons God se Gees in ons chaos ervaar. Dis moontlik. Dis moontlik. En dan is die uitnodiging om te vertrou. Ons kan hom vertrou in sy werk in ons. Maar onthou, vertroue is nie 'n passiewe daad nie. Dis 'n vertroue gevul met geloof, dalk vervanging, ek moet 'n sekere manier van dink of 'n sekere manier van optree vervang met 'n ander manier wat meer soos Jesus lyk. Maar die werk van innerlike transformasie is die geessin. Tog het ons 'n rol om te speel. Wanneer Paulus in Filippense sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, bedoel hy nie jy moet jou verlossing met 'n gevoel van angs uitwerk, sonder om te weet of dit goed genoeg vir God gaan wees. Nee, hy gebruik hierdie frase om na 'n nederige houding van afhanklikheid en vertroue te verwys. Hy stel voor, ons het 'n rol om te speel, maar ons is nie in beheer nie. Ons is nie in beheer nie. Ons doen, maar ons vertrou hom vir sy werk. Sommige dinge in die lewe kan ons beheer. Ons kan 'n telefoon oproep maak. Ons kan 'n kar bestuur. Maar sommige dinge kan ons niks aan doen nie. Het ons geen beheer oor nie, soos die weer. Net God kan dit verander. Maar daar is 'n derde kategorie, waar ons saam met God iets doen, in vertroue. Dink aan die verskille tussen 'n motorboot en 'n seilboot. In 'n motorboot is ek in beheer. Ek skakel die engine aan, ek beheer die spoed en ek gaan waarheen ek wil gaan. Maar om te seil is iets anders. As ek seil, is ek nie passief nie. Ek het 'n belangrike rol om te speel. Ek hys die seile en ek stuur met die roer, maar ek is afhanklik, heeltemal afhanklik van die wind.
Daar's nie ruimte om te glo ek is in beheer nie, want as die wind nie waai nie, is ek dood in die water. Maar wanneer die wind waai aan die ander kant, kan wonderlike dinge gebeur. In Johannes 3:8 sê Jesus, die wind waai waar hy wil. Jy hoor die gelei daarvan, maar jy weet nie waar dit vandaan kom of waarheen dit gaan nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. En die woord vir wind is dieselfde as die woord vir Gees in Hebreëus en in Grieks. Jesus sê die wind, die Gees, waai waar hy wil. Ons hoor die geluid, maar ons weet nie waarheen dit gaan, waar dit vandaan kom nie, maar dis gratis, dis kragtig, dis ver buite ons beheer. En so is dit met elkeen wat in die Gees gebore is, deur wie se lewe die winde van God waai. Die transformerende werk van die Heilige Gees is kragtig. Ons kan dit nie beheer of vervaardig nie, maar ons is nie passief nie. Ons taak is om te onderskei waarheen die wind van die Gees waai en te weet hoe om saam met dit te gaan. En ek wonder, waarheen waai die winde van die Gees nou in jou na toe in jou lewe? Waar en hoe werk die Heilige Gees nou in jou? Watter patrone probeer hy jou om van te bevry? Watter sluiers nooi hy jou om af te haal? En daar's 'n paar maniere waarop jy kan onderskei hoe die Gees in jou lewe werk. En een manier is om die vraag te vra, Here, hoe probeer U my op hierdie oomblik te vorm, te transformeer? Jy kan hierdie vraag vra wanneer jy in 'n lang ry in 'n kruidenierswinkel is agter iemand wat verskriklik stadig hulle mandjie uitpak. Here, hoe wil U my vorm? Hoe is U besig om my ongeduld na geduld te verander? Wanneer jy op die punt staan om weer 'n projek of 'n belangrike gesprek uit te stel, Here, hoe verander U my op die oomblik? Meer na U. Hoe formeer U nou my om te volhard? Sien, hierdie hele reis is om oomblik tot oomblik te leer om op die Heilige Gees as ons raadgewer en ons vormer te vertrou. Jy kan toelaat dat die winde van die Gees in jou lewe waai. Daarom is formasie nooit 'n meganiese ding nie. Dit is nie stap vir stap nie. Dis nie 'n tiklysie nie. En dit lyk verskillend van een persoon na 'n ander. Dit sal anders lyk in verskillende lewensfases van jou lewe, want die Heilige Gees is nie generies nie. Hy kom en werk in ons dit wat nou nodig is, wanneer ons in die weerkaatsing kyk. Jy moet onderskei hoe God aan die werk nou in jou lewe is. En so hierdie innerlike verandering, transformasie, behels ons gewilligheid om op 'n lewenslange reis met die een wat transformeer, die Heilige Gees te gaan. En soos ons op hierdie reis gaan, word ons geleidelik, stadig, die soort mens wat God wil hê ons moet wees. Daar's nie kort paaie nie. Daar's geen kort pad na enige iets wat die moeite werd is in die lewe nie. Daar's nie 'n kort pad na 'n liefdevolle huwelik nie. Daar's nie 'n kort pad om 'n liefdevolle ouer te word nie. Daar's net eenvoudig geen kort paaie nie. Dis 'n reis. En wanneer ons op hierdie reis gaan, is dit lewenslang. Hy hou aan om ons te transformeer. Paulus sê, ek bid dat die werk wat Christus in julle begin het, sal aanhou tot op die dag wat hy terugkeer. Hy hou aan. Hy hou aan. En dit kan soms voel soos 3 tree vorentoe en 2 terug. Maar dit gaan nie daaroor om perfek te word nie. Dit gaan oor 'n lewe saam met hom. Tree vir tree. Waar is die sluiers van jou lewe op die oomblik besig om jou te verhinder om na die plek van transformasie te gaan? Die Here begeer so om jou te maak na die beeld wat in jou reeds geplaas is, dat jy kan word wie jy moet wees vir hom. Wat steek jy nog weg van hom? Wil jy nie kom in nederigheid en vertroue na die een wat transformeer nie? Wat reeds besig is om 'n werk in jou te doen?
Wil jy nie daardie vrymoedige tree neem om te erken, Here, ek probeer dit self doen, maar ek besef ek's nie in beheer nie. Ek wil oorgee en oorgee met 'n vertroue. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U is so welkom in ons lewe, U wat transformeer, U wat vertroos, U wat bekragtig, U wat ons lei. Kom en vul ons weer met U lewe. Ons wil elke deel van wie ons is aan U toe vertrou. U volg, U ken. Dankie Jesus Christus, dat U ons die manier van lewe wys, dat ons by U kan leer en U kan ken. Dankie dat ons U kan volg. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. As jy 'n gebedsversoek het, kontak gerus ons span nou wat saam met jou graag sal bid. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.